Goeiemôre vir julle elkeen. Baie welkom waar ons vanmôre ook so as gelowiges saam is. En ek wil vir julle vanmôre groet met die woorde: die Here het opgestaan. En dan was daar 'n gebruik gewees in die vroeë kerk. En dan het die gemeente gewoonlik gesê, die Here het waarlik opgestaan. Wil jy ons gaan ons ek lyk my julle wil dit probeer. As ek vir julle sê die Here het opgestaan, dan antwoord julle vir my terug, die Here het waarlik opgestaan. Goeiemôre gemeente, die Here het opgestaan. En dit is waar dit vandaan kom. Die vroeë kerk van Jesus het vir eeue lank het hulle mekaar so op 'n Sondagoggend, wat volgens die kalender die eerste dag van die week was. En ons weet vandag het ons dit as die 7de dag. Dis 'n dag en 'n preek vir 'n ander geleentheid, wat ons elke keer mekaar herinner, die graf is leeg. En vanmôre kan ons ook sien, die graf is leeg, die Here het opgestaan. Julle het ook ons hartklop ontvang daar, vir vandag, en die tema vandag is, my nuwe lewe het begin. Ons het die deurkollektors vir Bybelverspreiding, en dan het julle ook die program vir die week daar. Ons het ons opstandingsdiens vandag, die verjaarsdag, Harry verjaar die 5de, en Matilda die 6de, en Susan ook die 6de, die 8ste Hannes, die 9de Gerard, die 10de Jolini. Ons sê vir julle baie hartlik geluk, ook vir julle verjaarsdag, 'n nuwe lewensjaar. Nogmaals so, dankie vir elkeen wat Vrydag vir ons moontlik gemaak het, van die begin af. Elkeen se bydrae. Hier in die kerk, die nagmaalsgeleentheid, die heerlike ete na die tyd, vir elkeen baie, baie dankie daarvoor. Kom ons begin vandag se diens. Ek wil net hierdie ding stil maak. Julle gaan my 'n oombliekie moet gee. Daar sy. Ons begin vandag se diens met 'n gebed. Kom ons sit so, en dan gaan ons saam bid. Vader, in Jesus se naam aanbid ons U. In hierdie wonderlike naam wat U gegee het, die soetste naam, die naam van Jesus. Koning van die konings, Here van die Here. U het opgestaan, die dood kon U nie hou nie, en U leef tot in alle ewigheid. Ons aanbid 'n opgestane Here, vol van majesteit, vol van mag en al die luister om die troon, en saam met engele loof ons U in die hemelruim. Ons aanbid U vanmôre dat ons as gemeente kan deel wees van hierdie opstandingssondag. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier kan wees. Wil U ons kom ontmoet vanmôre? Wil U ook vanmôre vir ons uit U woord kom bemoedig, kom waarmaak dat U opgestaan het? Wil U ons vanmôre kom hoop gee dat die Here leef? Dat ons nie vir U saam sal hoor nie, maar die groote God wat met sy kosbare kinders besig is. Amen. Ek lees graag vir julle, en ons het dit met opset nie op die bord gesit nie. So, kom ons luister vanmôre. Ons het verlede week, en net vir almal op dieselfde bladsy te bring, het ek vir ons gelees die begrafnis. En ek gaan die laaste 2 verse weer lees, en wat daarop volg hier in Johannes. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar ook 'n tuin. En in die tuin 'n nuwe graf, waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het, en die graf daar naby was. Kom ons lees verder. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is.
Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop. Maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na met Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. As ek julle vanmôre groet, dan is dit in die naam van hierdie opgestane Here. En daar is vir jou vanmôre genade, en daar is vrede, en dit kom van God, wat ons Vader is. En dit kom van die Here Jesus, wat opgestaan het, die dood kan hom nie hou nie. Dit kom van sy Gees, wat vanmôre saam met ons in hierdie kerkgebou vergader, wat in jou leef. Amen. Kom ons gaan net eers so bly sit en dan sing ons lied 417, al twee die verse. Dankie Etta. Die feit dat Jesus opgestaan het, verander die hele geskiedenis. Die feit dat hy opgestaan het, verander ook die wêreld tussen die ou verbond en die nuwe verbond. Ek praat nogal baie daaroor. En dit is baie belangrik vir die kerk wat ek en jy aan behoort, die kerk van Jesus, van die Nuwe Testament. En om so ietsie daarvan te verduidelik, voordat ons die volgende lied gaan saam sing, is, toe hy sy asem uitgeblaas het, die testament in vervulling gegaan.
Die Ou Testament is vervul. Daar is niks wat ons daarby kan byvoeg. En dit maak nie saak, en julle hoor vandag daaroor met die oorlog in die Midde-Ooste, dat hier's 'n klomp profeseë wat hulle nou uit die Bybel uitgrawe daar in die Ou Testament wat kwansies vandag nog betrekking het. Die nuus is, dit het nie. Wees rustig. Jy kan kalm wees, want die Nuwe Testament het aangebreek waarin ek en jy behoort. Dinge lyk anders. Hierdie diens vanmôre gaan vir ons help, en ek glo dit, en ek het daarvoor gebid in hierdie week, dat ons sal verstaan, toe Jesus sterwe, het alles verander. Daai voorhangsel het geskeur. Jy het nie nodig om 'n priester te gaan sien om vir jou te bid. Jy het nie nodig om 'n offer te bring nie. Die hemel is oop, daardie voorhangsel, 'n 5 meter geweefde gordyn van 'n meter dik, het geskeur. Die ark is sigbaar. Die hemel is oop. Jy het toegang tot jou Vader 24/7. Hy luister. Hy's daar vir jou. Die God wat mense gevrees het deur die dood van Jesus ons Vader geword. Die God wat almal voor bang was, het 'n God geword van liefde. 'n God wat in die Ou Testament baie keer voorgehou is as die een wat oordeel, het 'n God geword wat red. Kom ons besing sy lof verder. Ek nooi jou om saam met my te staan, lied 421, die eerste, die tweede en die derde vers. Kom ons sing dit ook lekker saam. Baie dankie, kom ons kan weer sit. Ek gaan vir ons verder lees wat daarop gevolg het. En daarna het die disippels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, "Mevrou, waarom huil jy?"
Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. En Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai toe om en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Kom ons lees net tot sover. As ek aan hierdie gedeelte moet dink, wat ons van Vrydag af behandel het, is daar een woord wat soos 'n refrein voorkom. Trauma, trauma, trauma. Geweldige trauma. Die donderdag aand reeds. Die trauma van in die binnekring van Jesus is daar iemand wat hom gaan verloon. In die binnekring is daar iemand wat die duiwel in die hande gekry het wat hom gaan verraai. Trauma. As hulle uitbeweeg na die tuin. Alles wat daar gebeur het, die trauma wat hulle gesien het toe Judas vorentoe gekom het en hom omhels het. Hoe hy gevange geneem is. Die onsekerheid, die middernagtelike gebeure, die verhoor, die beweeg van die hoëpriester na Herodes, op die ouend na Pontius Pilatus, trauma, hoe hulle gesien het hierdie Here en Meester, hy wat hulle hele lewe was vir die laaste 3,5 jaar, hoe hy magteloos gebonde is, trauma, hoe hy gemartel word, trauma as die doringkroon op sy kop is, trauma wanneer hy gegeesel word, trauma wanneer hy die bo-balk van die kruis dra en hy gekruisig word in die kruisgebeure van die donderdag aand af, hoe hulle vir oulaas saam was, saam geëet het tot die kruisgebeure, Jesus wat sterf, die 3 ure duisternis, die begrafnis, trauma, geweldige trauma wat hierdie mense beleef het. En nou die Sondagoggend, die verdere trauma, nog is dit die einde nie, hierdie Jesus wat hulle gesien het, hoe hy aan 'n kruis doodgemartel is weg, die graf is leeg. Die nie verstaan, trauma, geweldige intense trauma, as ons vandag bietjie as mense terugkyk en ons moet die menslike faktor hierin raak sien, dat dit hulle nie gespaar is nie, hulle was nie die supermense nie, hierdie vrou wat vanmôre in haar broosheid staan en huil by 'n graf, rou, smart, geweldige trauma. Hulle het nie verstaan nie, die onsekerheid. Hulle het nie verstaan, daar gaan iets anders kom nie, daar's 'n dispensasie wat gaan gebeur van die oue na die nuwe. En die Here het dit geweet, hy wat self gebid het, Vader, kan ons nie 'n ander plan maak nie.
Hierdie geweldige gebeure, intens. Ek dink as ons bietjie moet kyk uit 'n sielkundige oogpunt na wat hierdie mense deur is, gaan ons vir hulle sê, mense, julle sal moet berading kry. Baie meer as net 'n dominee se huisbesoek. Geweldig intens wat hulle beleef het, die menslikheid daarvan, en tog is dit hulle nie gespaar nie. Hulle het dit beleef. Die verdere trauma van 'n Judas wat hom self gaan ophang het, oor wat hy aangevang het. Petrus, wat gesê het, Here, ek sal saam met u sterf, wat hom 3 keer verloon het. Hy wat nie die geleentheid gehad het om eers te gaan regmaak nie. Hy wat miskien nog wil gesê het, Here, ek is so jammer. Hy het bitterlik gehuil. Trauma. En dan hierdie oggend gebeure. Hoekom praat ek hieroor vanmôre? Want die Here spaar ons nie altyd die trauma van die lewe nie. Ek en jy gaan deur geweldige trauma. Ons beleef dit in elke faset van ons lewe. Ons beleef dit in die konteks waarin ek en jy leef. Ons hoef nie nuus aan te sit. Ons hoef die wêreldgebeure te kyk. Geweldige trauma. In die Ou Testament het die mense alleen daardeur gegaan. Ek wil hê ons moet dit hoor vanmôre. Want daar het nog nie iets gebeur wat die grootste wonder was, waar die kerk van Jesus Christus tot stand gekom het, waar sy gees in mense gekom het nie. Sy gees was nog nie uitgestort nie. So hierdie mense het alleen hierdeur gegaan, sonder die hulp van God. Sonder die hulp van sy gees, alleen is hulle hierdeur. Die onsekerheid, wat gaan nou gebeur? Die graf is leeg, die disippels wat dit sien, en wat nie verstaan nie. Ek dink dit is een van die geweldigste goed wat mense vandag kan oorkom as ons nie insig het in gebeure nie. Dit maak dit wat moeilik is, nog moeiliker. Dit maak dit wat swaar is om te dra, ondraaglik. Maar ek kan hulle nie kwaadlik neem nie, want hulle het nie die gees wat hulle lei in waarheid nie. En dan wil ek vanmôre 'n bietjie stil staan by hierdie vrou wat staan en huil, Maria Magdalena, Maria wat kom van Magdala. Dis dieselfde vrou wat Jesus 'n klomp duiwels uitgedryf het. Dis dieselfde vrou wat Jesus gevolg het, wat daar was met sy wonders, wat daar was as deel van hierdie binnekring, hierdie klompie vroue wat by die graf ook was, hierdie klompie vroue wat by die kruis gestaan het en gesien het hoe hy gekruisig word. Mense, dis wrede goed hierdie. Mense het eintlik nodig om op hierdie gedeelte te sê, van nou af is hier in die Bybel 'n ouderdomsbeperking. Want dit klink so, ons het dit so verromantiseer, maar die werklikheid van die wreedheid hiervan, sy was daar. Ek wil stil staan vanmôre by 'n vrou wat in rou smart staan en huil, maar wat ook nie verstaan nie. En hulle eerste gewaarwording is nie dat hy opgestaan het nie. Sy het hierdie engele gesien. Sit jou vir 'n oomblik 'n bietjie in haar sandale, in haar skoene, staan by 'n graf wat jy die vorige dag gesien het, 2 dae van tevore hoe hulle hom toegemaak het, en nou is hy leeg. Die doeke wat hulle die liggaam in toegedraai het, die engele, ek gaan so ietsie oor die engele sê, dit is die Here wat met sy almag nie ons wegneem uit ons omstandighede nie, maar waarin as dit ware die hemel deurbreek in hierdie werklikheid waarin ons leef. Die engele wat daar is in wit klere, sy hardloop nie weg in skrik, sy is omring in hierdie smart en rou. En hoe hulle die liggaam soek.
Let bietjie daarop oor hierdie geleesde gedeelte is daar 2 keer hierdie eenvoudige vraag. Waarom huil jy? Dit is asof die werklikheid van die hemel nie verstaan hoekom daar trane is nie. Dis soos iemand wat by 'n graf staan en huil en jy vra, hoekom huil jy? Dis so tipies aan hierdie evangelie van Johannes wat hierdie, ek noem dit hierdie dom vrae vra. Elkeen wat verstand het kan sien, maar hierdie vrou is omhul in smart en in rou oor iemand vir wie sy baie lief was, wat nou dood is en wat nou weg is. Maar dit word gevra omdat sy iets moet uit haar mond uit kom toebring aan hierdie gebeure. Haar bydrae is, ek weet nie waar hy is nie. En dan staan die Here Jesus self daar. En sy dink is die tuiningenieur. Ek dink dit gaan ons vandag reg vertaal, as ons dit vandag moet vertaal. Die tuinopsigter, die man wat in die tuin werk. En sy herken hom ook nie. En hy vra presies dieselfde, hoekom huil jy? Trauma maak dat mense die ooglopendheid van gebeure, die ooglopendheid van keuses, die ooglopendheid daarvan om die werklikheid te beskou, nie kan raak sien nie. En ek wil vanmôre iets daaroor sê, want mense rondom jou, as jy nie vanmôre in 'n posisie van trauma is nie, ken jy mense wat in trauma vasgevang is. En ek en jy wat die gees van God het, moet nie mense veroordeel. Ons kan nie hierdie vrou vanmôre kom veroordeel omdat sy nie weet nie, en ook nie die disippels nie, en dat hulle nie kan onthou nie, want die trauma is so oorweldigend. Mense kan nie oordentlik besluite neem nie. Daarom sê ons dikwels, gaan sit 'n bietjie saam met die Here, moenie oorhaastig iets doen waaroor jy later berou gaan hê nie, want trauma maak dat jy nie by jou verstand dit wat so ooglopend is kan besluit nie. Dit vra 'n Jesus wat vir haar sê, Maria. En dan herken sy hom. Dit vra 'n Jesus wat jou vanmôre op jou naam ken. Wat maak dat jy hom gaan erken as die opgestane Here. 'n Toegang tot ons Vader. En dan erken sy hom en sy wil hom vasgryp met alles in haar. En hierdie woorde het ek eendag gevra toe ek in die katekesasieklas was. Dominee, wat staan hier? Hoekom staan hierdie teks in die Bybel? En ek het op sy gesig gesien, dis 'n baie moeilike vraag. Ek moet nie nou verder hierop vra nie. Dis van daai moeilike vrae wat ons vra. Moet my nie vashou nie. Sy het nie verstaan, daar kom 'n nuwe lewe nie. Want na die opstanding van Jesus kom daar 'n nuwe lewe. En die manier waarop ons na Jesus kyk, is daar 'n skuif, daar's 'n beweging van hoe ons na hom kyk, hoe hy was toe hy op aarde was, en waar hy vandag is. Ek wil hê ons moet hierdie ding gryp vanmôre en dit bybly. Sy sê, moet my nie vashou nie, moet my nie terugvat daar waar ek was nie, want ek is nie meer daar nie. Dis die Jesus wat Lazarus uit die dood opgewek het. Dis die Jesus wat die 5000 mans kos gegee het, die 10.000. Dis die Jesus wat die blinde Bartimeus se oë geopen het. Dis die Jesus wat aan die stofstrate geloop het en mense geleer het. Dit is dieselfde Jesus wat in hulle binnekring was en vir hulle geleer het. Dis dieselfde Jesus wat vir sy gees gehelp het om uit die boom te klim. Dis dieselfde Jesus wat saam met sondaars en tollenaars geëet het. Dis dieselfde Jesus wat melaatses gereinig het. Hy sê, ek is nie meer daar nie. Moet my nie vashou waar ek nie meer is nie. En dis baie keer so die versoeking van mense wat trauma beleef. En as hierdie gedeelte vanmôre vir ons met iets kan help,
En dit is dat ons sal vashou aan Jesus waar vandag hy regeer oor alles en almal. En waar hy alles met 'n enkele woord in stand hou. Dis waar hy vandag is. Dat ons nie deur die opstandingsgebeure hom wil terugvat. Ek het dit hoeveel keer gesien in my bediening, as mense swaar kry, dan sê hulle, Here, kan jy onthou toe jy daar op die stofstrate geloop het van Kapernaum en mense geleer het, ek het vandag ook daardie wonderwerk nodig. Ons wil Jesus vat waar hy nie is nie. Hy sê vir Maria, ek is jou leermeester, maar moet my nie vat waar ek nie meer is nie. Ek is nie meer daardie Jesus van die Ou Testament nie. Ek het my asem uitgeblaas. Daar wag 'n Nuwe Testament. 'n Nuwe Testament wat gegee is vir sy kerk. 'n Nuwe Testament met beloftes. Daar wag iets en dit kom in vervulling en julle gaan deel wees daarvan, van hierdie Nuwe Testament. Nou, almal van julle weet hoe werk 'n testament. Ons kan 'n testament opstel en ons teken hom en ons sê ek is compos mentis, met ander woorde ek is by my verstand en hierdie testament is opgestel. Is hy in vervulling? Nee, wanneer kom hierdie ding in vervulling? Wanneer ek my asem uitblaas, dan gryp almal gewoonlik testamente, né? En dan wil ons sien wat staan daar en wat word bemaak en hoe gaan dit vorentoe lyk? En 'n testament kom in vervulling wanneer iemand doodgaan. En Jesus het doodgegaan, daarom is die testament in vervulling wat ons die Ou Testament noem. Maar daar's 'n Nuwe Testament wat kom en hy's daar vir ons vandag. En hy gaan in vervulling kom wanneer Jesus eendag weer terugkom. Dan gaan dit nie meer werk nie. Maar dis gegee vir sy kerk vandag. En Maria, wat 'n blye sy leef. Ek dink nie eers sy het iets verder gehoor nie. En in haar blydskap het sy ook nie verstaan, maar hierdie opgestane Here gaan nog 'n rukkie op aarde wees en dan gaan hy opvaar en hy sê vandag hierdie eerste woorde, ek gaan opvaar na my Vader toe. Ons het dit Vrydag bely hier aan 'n nagmaalstafel waar hy sit aan die regterhand van God. En ons gaan in die tyd wat kom 'n bietjie daaroor praat en 'n bietjie daaroor dink. Dit beteken vir jou en vir my daar's 'n nuwe lewe. 'n Zoe is die Grieks. 'n Lewe wat by die Vader was. Kan julle onthou toe ons klein was, né? Vir party is dit seker nou baie lank terug. Maar toe ons klein was en die oom of die tannie in die sonnaarskool het altyd gevra, hoekom het die Here gesterf? En dan is daar altyd 'n hand wat op is of mense wat gewoonlik in die voorste banke sit in die kerk. Nou, hulle weet altyd die antwoorde. Dan sê hulle gewoonlik om vir ons sondes te sterf. Die Here het gekom vir baie meer as vir 'n paar reg en verkeerde dinge in die wêreld. Hy het gekom om vir ons iets te bring en dis hierdie nuwe lewe. Die lewe wat by die Vader was. En as dit vanmôre vir jou vreemd klink, hou daaraan vas. Ek verstaan dit ook nie elke dag nie. Dis iets vreemds, want ons dink so Jesus het gesterf vir sonde. Hy het gesterf vir so baie dinge. As ek jou vanmôre so bietjie kan daarmee help. Ja, hy het gesterf sodat daar versoening kan wees. Hy het gesterf sodat ons 'n oop hemel kan hê tot ons Vader. Maar hy het iets saamgebring. Deur die Nuwe Testament het die lewe wat by die Vader was, die Zoe, die nuwe lewe gebring sodat ek en jy daarin kan leef. Dis baie meer as net vir 'n paar stukkies reg en verkeerd. En dit is hoekom ek nie sonde preek nie. Ek preek lewe, want dis wat Jesus gedoen het toe hy opstaan. Wat het hy verder gedoen? Hierdie nuwe lewe is dat die weg is gebaan. Weet ons, dink so baie keer as ons moet doodgaan op aarde vandag, hierdie dal van doodskade weer, waar die tande so uit die donkerte uitspring en jou so wil byt of gryp of. Ja, ek het al vreeslike goed gehoor mense, ek het al alles gehoor. Mense vra my baie keer, is hoor 'n ekskuus? Ek sê nee man, julle weet nie, ek het alles al gehoor. Hierdie doodskade weer waar mense so bang is. Jesus het juis die
weg gebaan dat ek en jy dit nie hoef te loop nie. Die nuwe lewe wat jy vandag het, wat maak dat jy nooit weer, hoor mooi vanmôre, kan doodgaan nie. Ek gaan dit weer sê, ek sien julle is bietjie geskok. Hierdie nuwe lewe wat maak dat jy nooit weer kan doodgaan nie. Hierdie liggaam van my gaan dit nie vir altyd maak nie. Hy's maar 'n tentwoning wat 'n vervaldatum het. Maar my menswees het nie 'n vervaldatum nie. Die ewige lewe wat jy nooit weer hoef te sterf nie. Die mens wat jy is, kan nie meer doodgaan nie. En ons wil Jesus vashou as dit ware saam met Maria in 'n klomp sterflikheid. En dan sê maar ons gaan dood en as jy dood is jy dood. My nuwe lewe het begin toe Jesus opgestaan het, want hy het dit moontlik gemaak dat 'n mens nooit weer kan doodgaan nie. Hoe werk dit? Vertel julle kortliks. As ek en jy dit op aarde kan regkry om te sê, Here, ek sterf aan myself. En dis die tyd toe ons tot geloof gekom het, toe die Here ons gegryp het, toe die Here ons sinne gemaak het, en die Here ons syne gemaak het, het ons ook gesê, met ons geloof gaan ek 2000 jaar terug. Ek sterf saam met Jesus aan sy kruis. Ek blaas my asem uit. Ek leef nie meer nie. En U kom en U staan met U Gees in my op. Daardie nuwe lewe wat begin het, toe Jesus dit moontlik gemaak het. En dit maak vir jou en vir my moontlik om ewig te kan lewe. En wanneer het ons die ewige lewe? Ek verskil baie radikaal oor hierdie goed met dominees. Party dominees sê eendag as ek daar by die Here kom. Die Bybel sê vir my eintlik, daai nuwe lewe begin vandag. Die lewe wat jy nou hier lei, is deel van hierdie nuwe lewe. En hoekom is ons besig met die Bybel? Want ons is besig om ons voor te berei vir 'n lewe eendag saam met die Here. My liggaam gaan sy asem uitblaas, en ek glo elkeen van ons wat in hierdie kerkgebou sit, gaan dit seker mee gebeur. Ons wil nie altyd hê dit moet gebeur nie. Ons wil mekaar so graag nog so lank as moontlik hier op aarde hê. Maar die mens wat jy is sonder jou liggaam, het 'n nuwe lewe, en dit het begin met Jesus wat uit die dood opgestaan het. En dit moet vir ons nie bang maak, dit moet vir ons 'n stuk vrede wees, en 'n stuk vrede gee, dat ek kan leef 'n ewige lewe wat nooit weer kan ophou nie. Is dit nie 'n heerlikheid? Is dit nie iets wat ek en jy vandag al kan omarm? En dit maak dat alles op aarde vir ons 'n bietjie makliker is. As die moeilik goed kom, en ek praat weer en ek wil daarmee begin afsluit, hierdie klomp trauma wat ons hier op aarde beleef, het ons die Gees van God, want die nuwe lewe loop saam met die Gees van God. Die nuwe lewe is ek nie alleen nie, die Here is by my. Ek hoef nie alleen te struggle nie. Ek hoef nie alleen al my battles te beklei nie. Ek wil hê julle moet hierdie Engels hoor, want dan sit mense gewoonlik en luister. Ons het dit hier op aarde, ons het dit moeilik, is nie maklik nie. Maar die Gees van God help ons. Hy staan ons van 'n swakheid by. Die tyd as ek en jy nie weet wat om te bid nie, dan kom die Gees van God en hy tree vir ons in. Die tyd wanneer ons nie weet wat om te doen nie, dan kom die Gees van God en hy kom wys vir ons die pad. Die tyd wanneer ek en jy in ons rebelse hart sê, Here, ek wil so graag my eie ding doen, dan kom trek hy jou met die liefde van God nader. Hy kom veroordeel ons nie. Dis die Here wat ons aanbid. Dis die God wat ons aanbid. 'n liefdevolle Vader wat mense wil red. As ons in moeilike omstandighede kom en die trauma van die lewe ons baie keer oorweldig, sê jy's nie alleen nie, my kind. Ek is by jou. As jy iets alleen probeer doen, dan gaan hy jou nooi en vir jou sê, jong, daai juk wat jy opgetel het, het jy self opgetel. Kom ek gee jou my juk. Want die juk van Jesus is lig. Sy las is lig en sy juk is sag. Dit maak ons nie seer nie. Hy's daar, hy het klaar die pad gebaan. Ek kan nie verstaan dat mense vandag nog steeds self wil probeer nie. Het julle al kindertjies gesien? Dan moet julle my help. 1 jaar, 2 jaar? 2 jaar? Wat is die woord wat julle baie hoor? Self.
Hierdie mense het gesê, julle het dit ook in daai tyd gesê. Julle het nou so hard gesê, ek het nie gehoor nie. Julle ook nie self gehoor. Ja, wat sê hulle? Self eet, self aantrek, self my skoene aantrek, verkeerde voete, né? Skoene omgedraai. Ja, as hulle so eet met daai lepel, as meer kos op die grond as in die mond. Self. Hoekom praat ek hieroor vanmôre? Want ons wil dit ook baie keer self kom doen. Here, ek gaan okay wees, ek is self. En dan sit ons so met 'n leuen van die duiwel in ons ore, dat die Here help hulle wat hulle self kan help. Dis so 'n leuen uit die hel. Die Here help hulle wat hulle self nie kan help nie, of wil help nie. Dis die God wat ons aanbid. Hy's juis vir ons gegee om ons in ons swakheid en in ons broosheid ook daar te wees. Die opstanding van Jesus het ook vir ons dat ons 'n oorwinnaar kan wees. Die angel is uitgetrek. Die angel van die dood is uitgetrek. Die wet kan ons nie meer bang maak nie, want ons het 'n verlosser en 'n koning. Mense wat ons probeer veroordeel, kan ons nie meer bang maak nie, want ons leef in oorwinning. Ook bewus van ons eie swakheid baie keer. Jesus het opgestaan. Hy leef tot in ewigheid. En ons saam met hom. Dis die soete nuus. En dis die boodskap van sy opstanding. Dood, waar is jou engel? Hy's uitgetrek, want die Here leef. Graf is leeg. Mense kan hom daar gaan soek vandag. Gaan kyk in die tuin van Getsemane, of die tuingraf. Graf is leeg. Daar hoef nie meer engele te sit by die voetenend en die koppenend nie, want sy gees getuig in ons gees dat hy opgestaan het. Dis waar die kerk van die Nuwe Testament is. As die gees van God jou oortuig dat hy opgestaan het, en dis 'n woorde wat hier soos 'n refrein 2 keer voorkom, en hulle het dit geglo. Hoe weet ons Jesus het opgestaan? Ek was nie daar gewees nie. Ek glo dit. Dis hoekom geloof gees. Ek glo dit, en ek hou daaraan vas. Die Here Jesus lewe. Hy het opgestaan. Die dood kan hom nie hou nie. Die dood gaan jou ook nie hou nie. Die verskrikking daarvan is nie meer daar nie. Ons hoef ook nie saam met Maria te probeer teruggaan na die Ou Testament. Ons hou vas aan die Here wat regeer aan die regterhand van die Vader. En Hebreërs leer vir ons wat alles in jou lewe en op hierdie aarde met 'n woord in stand hou. Is dit nie lekker? Is dit nie heerlik? Wat die opstanding van die Here vir ons bewerk het nie. Here, in my lewe kom spreek 'n woord. Here, kom spreek 'n woord oor my omstandighede. Kom spreek 'n woord oor ons land en oor hierdie wêreld. Hy heers oor alles en almal. Hy het opgestaan en ons saam met hom. Maak hierdie goed vir julle sin vanmôre? Kom ons bid saam. As ons oë toemaak vanmôre en ons as gemeente kom voor U om U te aanbid. Here Jesus, is dit omdat U die opgestane Heiland is. Baie dankie dat U opgestaan het en vir ons die weg gebaan het. Baie dankie dat ons 'n oop hemel het vanmôre tot ons Vader. Baie dankie dat U Gees in ons lewe en in ons omstandighede ook neergedaal het en dat U weet.
wil so vir elke man en vrou en kind ook onder die geskaal, onder die geklank van hierdie woord vanmôre kom bid. Heilige Gees, kom bevestig dit in ons harte. Kom bevestig die hoop wat U gee. Kom in hierdie week en kom versterk ons geloof daarin dat ons aan U kan vashou as die opgestane Here. U ken ons ook in hierdie week in ons swakheid. Heilige Gees, dankie dat U ons bystaan. U ken ons in die trauma wat ons beleef. So kom lei U vir ons en kom troos U vir ons. Ek wil vir ons kom bid in ons verhoudings. Ek bid vir huwelike vanmôre, vir huweliksvreugde in ons verhoudings, dat daar sal liefde wees. Ek bid vir ons in ons gesinne, met ons kinders en almal wat vir ons kosbaar is, vir herstel en genesing, vir die liefde van die Here. In ons families, in ons vriendekring, kom hou vir ons vas. Dankie vir al die wonderlike mense wat U in ons lewens gegee het. Ek wil vanmôre kom bid vir die opstandingskrag van Jesus ook in ons gesondheid. U ken ons vanmôre. U weet dat ons liggame maar broos is. Dat dit 'n tentwoning hier op aarde is. Wil U U hande oor ons kom uitstrek. Wil U vir ons kom aanraak. Ek bid vir ons in hierdie week ook in die werke van ons hande. Dit wat ons doen, dit wat ons elke dag mee besig hou. Ook miskien dit wat vir ons moeilik is, kom maak dit vir ons maklik. In ons finansies, kom raak vir ons aan. Kom wees vir ons genadig, seën die werke van ons hande, Here. Ja, seën vir ons. Heilige Gees, kom bevestig in ons harte dat ons nie hoef bang te wees nie, maar dat U by ons is en dat U in ons leef. Ons bid so vir ons dorp, ons munisipaliteit en alles hier waar ons leef elke dag. Ons bid dat hierdie pad ook sal klaar kry. Bid vir ons plaaslike ekonomie, ons bid vir ons land, ons bid ook vir hierdie wêreld. Ons dra dit so aan U op. U wat die koning van die konings is. U wat alles met 'n magswoord in stand hou. Ons aanbid U, Here Jesus. Amen. Kom ons gaan die Here dien met ons liefdegawes en dan neem ons dit van daar. Daar was 'n houtkruis, ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig nou na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Oh, wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete tans los verbreek, want daar was
was 'n hofkruis, 'n redder aan daai hofkruis vasgeslaan. O ja, daar was 'n hofkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd sy besluite kon raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daardie hofkruis kraak. O, daar was 'n hofkruis, 'n redder aan daai hofkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hofkruis, en daarom sal ek sing. O, daar was 'n hofkruis, Jesus, my Jesus, aan daai hofkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hofkruis, en daarom sal ek sing. O, daar was 'n hofkruis, en daarom kan ek sing. Kom ons staan dan, draai ons 'n bietjie na mekaar toe. Gee mekaar 'n lekker glimlag. As jy nie wil stap nie, kom ons staan. Ons gaan vir iemand dan sê, lekker week vir jou. Gewoonlik as ons die seën uitspreek, dan loop ons vinnig uit die kerk uit. Kom, ek gee gou ons. Jy kan net so vir iemand glimlag, net so. Daar sê, dis lekker. As ons het hierdie goed ook nodig. Ons kan nie net inkom om 'n boodskap te kry en ons gaan weg nie. Die kerk van Jesus is mense. Kom ons gaan ook afsluit vanmôre met die sing van lied 450. En dan gaan ek die seën uitspreek. En ons gaan die amen sing en dan gaan ons 'n lekker koppie tee saam drink en ook 'n bietjie lekker verder verkeer. Kom ons sing die eerste en die tweede vers. Ons gaan net so staan. En mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God jou Vader en die gemeenskap van Heilige Gees met jou wees
en so met jou bly. Amen.